Liewe vriende, dis Vrydagoggend, die 5de Junie. Lekker om jou op hierdie Vrydag te mag groet. Opgewonde in die naam van Jesus, ons Here. Die hele week is ons besig nog met die kosbaarheid van hoe verhoudings ons innerlik kan genees. Ons het eergister gekyk na kommunikasievaardighede as 'n manier waarop die Heilige Gees jou ook kan lei om verhoudings in jou eie lewe te versterk, te verdiep en hoe dit ander mense kan bring tot genesing en dalk ook in jou eie. Gister het ons gekyk hoe belangrik liefdesbetoning is, nê? En dat ons nie sonder die liefde en 'n hart vol liefde 'n verhouding regtig kan genees of onderhou of in stand hou nie. Vanoggend kyk ons na die laaste aspek van die week en dit is hoe belangrik dit is dat ons in ons verhoudings mekaar geruststel. So kom ons noem dit sommer geruststelling. Kom ons lees weer ons teks vir die week. 1 Johannes 3:13. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Ons moet mekaar dus kan geruststel dat wat ek sê oorgaan in dade. En dat dit wat ek dan nou doen uit 'n hart van liefde gebeur. Leer om mense gerus te stel en te kalmeer. Die genesende verhouding wil nie groter onrus by mense wek as wat daar al reeds is nie. Mense moet gemaklik en veilig by jou kan voel. Praat daarom so ver jy kan deur die werking van die Heilige Gees altyd kalm en versprei 'n atmosfeer van vrede. Kalmeer mense deur selfs in 'n krisis kalm te bly en nie jou meer te verloor nie. Dit is so maklik om negatief te wees in vandag se lewe. Oefen daarom om 'n positiewe invloed uit te oefen op al jou verhoudings. Kom ons bid dat die Here ons sal naby wees en mag God die Heilige Gees jou en my met die vrug van die Gees weer eens kom vul. Mag ons daai vrug dra. Liefde, vreugde, vrede, geduld, nederigheid, goedhartigheid, selfbeheersing, sodat ons deur die vrug van die Gees en die werking van die Heilige Gees en die inwoning van die Heilige Gees in ons as gelowiges mense kan geruststel, sodat hulle veilig by ons kan voel. En mag ons kalmerende daar wees vir hulle ook in die teenwoordigheid van ons Here Jesus bring. Ons bid dit vir huweliksmaats, vir huwelike wat seer is en uitmekaar uitval. Ons bid dit vir ouer-kind verhoudings, daar waar ouers en kinders mekaar misverstaan, verby mekaar praat. Ons bid dit vir werkskontekste, waar werknemers en werkgewers mekaar afbreek en seermaak. Ons bid dit vir ons eie geloofsgemeenskap Montana. Mag ons mekaar met liefde beheer en mag ons woorde en dade en ons harte vol opregtheid spreek van 'n lewende verhouding met ons Here Jesus Christus. Ons bid dit vir mekaar in Jesus se naam. Amen.